Ons teksgedeelte vanoggend kom uit Matteus 21. Ons gaan lees vanaf vers 23 tot en met 32. Voordat ons saam lees, kom ons word vir 'n oomblik stil voor die Here. Here, dit is vir ons so wonderlik om te weet dat U vanoggend saam met ons is. Dankie dat ons uit die woord uit kan lees en ons wil vir U vra dat U ons sal help. Help om die woorde te verstaan en ook 'n boodskap te kry wat ons met ons saam kan dra wanneer ons hier uitstap en help dat U woord deurlopend ons lewens verander. Vir ons nuwe krag gee, nuwe insig en dat dit ons sal help om te weet hoe om te leef as koninkrykskinders. Dankie Here vir U groot genade en die feit dat die Heilige Gees ons lei wanneer ons die woord oopmaak. Mag dit dan ook so wees vanoggend wanneer ons saam uit die woord uit lees. Ons bid dit in die groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek lees vir u Matteus 21 vanaf vers 23. Jesus het na die tempel toe gegaan en terwyl hy besig was om die mense te leer, kom die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk na hom toe en vra: Met watter gesag doen u hierdie dinge? En wie het u hierdie gesag gegee? Toe antwoord Jesus hulle: Ek gaan julle een ding vra, en as julle my daarop antwoord, sal ek vir julle sê met watter gesag ek hierdie dinge doen. Die doop van Johannes, waar het dit vandaan gekom? Van God of van mense af? Hulle redeneer toe onder mekaar. As ons sê van God af, sal hy vir ons sê, waarom het julle hom dan nie geglo nie? Maar as ons sê van mense af, kom ons by die mense in die moeilikheid, want almal beskou Johannes as 'n profeet. Toe antwoord hulle vir Jesus: Ons weet nie. En hy sê vir hulle: Dan sê ek ook nie vir julle met watter gesag ek hierdie dinge doen nie. Wat sê julle hiervan? Daar was 'n man met 2 seuns. Hy het vir die een gaan sê: Seun, gaan werk vandag in die wingerd. Ek wil nie, antwoord hy. Maar later het hy spyt gekry en tog gegaan. Die man het toe na die ander seun toe gegaan en vir hom dieselfde gesê. Hierdie seun het geantwoord: Goed pa, maar hy het nie gegaan nie. Wie van die 2 het gedoen wat hulle pa wou hê? Die skrifgeleerder sê, die eerste. Toe sê Jesus vir hulle: Dit verseker ek julle, tollenaars en prostituie gaan eerder as julle in die koninkryk van God in. Johannes het gekom om julle die regte pad te wys, en julle het hom nie geglo nie. Maar tollenaars en prostituie het hom geglo. Maar selfs toe julle dit sien, het julle nie agterna berou gekry en hom geglo nie. Tot sover. Een paar hoofstukke voor hierdie hoofstuk lees ons dat Jesus in Galilea is, en dan gaan hy van Galilea weg en gaan na Judea. En vanoggend se gedeelte is Jesus by die tempel en hy is besig om die mense te leer. En uit die aard van die saak as jy by die tempel is dit nou maar so dat jy 'n paar priesterhoofde sal teekom. Dis waar hulle gewerk het en dis waar hulle altyd was. En so gebeur dit dan nou dat Jesus gekonfronteer word met hierdie priesterhoofde, met hierdie skrifgeleerdes, die slim ouens wat in die tempel gewerk het. En dan doen die priesterhoofde eintlik 'n bietjie van 'n geniepsige ding. Hulle begin 'n twisgesprek met Jesus. En so 2 weke terug het ons gesels oor Jesus en die Sirofenisiër en hoe dat hulle ook 'n strydgesprek gehad het.
En nou lees ons van Jesus en hierdie priesterhoofde wat 'n twisgesprek gehad het. Hulle het deurlopend probeer debatteer met Jesus. Nou hoe hierdie twisgesprekke gewerk het is, hulle het basies begin debatteer, maar hulle het juis probeer, die een ou het juis probeer om die ander een uit te vang. Hulle was nie sommer mense wat met vuiste beklei het nie, maar hulle het met woorde beklei. En dan het hulle begin redeneer met mekaar. Maar die skrifgeleerdes is juis geniepsig, omdat wat hulle doen is, hulle probeer vir Jesus manipuleer. Hulle probeer dat hy iets sê wat hom in die moeilikheid sal kry. Hulle wil hê hy moet homself in 'n hoek inpraat. Maar Jesus is nie so nie. Jesus laat hom nie in 'n hoek inpraat nie. En dan, wanneer hierdie twisgesprekke geplaasvind, dan praat Jesus homself nie in 'n hoek nie. Hy gee nie 'n antwoord op die vraag wat hulle stel nie. Hy konfronteer hulle dan met 'n teenvraag. En so gebeur dit dan nou dat hulle vir hom vra oor sy gesag en waar sy gesag vandaan kom. Nou, dis 'n moeilike vraag en eintlik 'n manipulerende vraag, want maak nie saak wat hy sou antwoord nie, hy sou in die moeilikheid gekom het. Of minstens, dit sou verdere gesprek ontlok het, en dan sou hulle wonder wie hy is, en op hierdie stadium wou hy sy identiteit nog 'n bietjie privaat gehou het. Maak nie saak wat hy sou sê nie, hy sou in die moeilikheid beland het. Dan vra hy eerder 'n vraag. En wat hy vir hulle vra is, waarvandaan het Johannes die Doper se doop vandaan gekom? Is dit 'n ding wat van God af was, of is dit 'n ding wat van mense af was? Nou, dis slim van Jesus om dit te vra, want op daardie stadium is hy by die tempel in Jerusalem. En die mense by die tempel, en veral die mense in die gebied van Jerusalem, sou presies geweet het wie Johannes was. Want dis waar sy bediening plaasgevind het, dis waar hy mense gedoop het, en dis waar hy hulle bedien het. Dis was Johannes baie bekend vir hierdie skrifgeleerdes, vir die priesterhoofde, en vir die mense wat die tempel besoek het. Nou, hulle het toe nou eintlik in 'n moeilike situasie beland, want as hulle aan die een kant gesê het, goed, Johannes die Doper se doop kom van God af, dan sou Jesus uit die aard van die saak wou weet, nou maar hoekom het julle hom nie geglo nie? Hoekom was julle vyandig teenoor hom? En aan die ander kant, as hulle gesê het, kom van mense af, dan sou hulle in moeilikheid gekom het by die tempelgangers, want hierdie mense het regtig waar baie agting gehad vir Johannes, en hulle het gedink dat hy 'n profeet was. Hy het dinge gedoen in die naam van God, hy het mense tot bekering gebring, en hulle was lief vir hom. So, maak nie saak wat hierdie priesterhoofde sou antwoord nie, hulle sou hulle self in 'n hoek ingepraat het. Met ander woorde, die rolle is nou verruil. Hulle wil hê Jesus moet iets van homself sê wat hulle teen hom kan hou. Maar op die ou end van die dag staan hulle in die hoek, want hulle weet nie wat om te antwoord nie. En dan sê hulle reguit vir Jesus, hulle weet nie. Ek dink hulle het regtig nie geweet nie. Omdat as hulle iets gesê het, sou hulle eie swakheid uitgelig het. Hulle sou vir die mense gesê het, maar luister, ons weet nie eintlik wie hierdie Johannes is nie. Ons wou net nie gehad het dat hierdie Johannes iets van ons gesag moes aantas nie. Die priesterhoofde was hierdie elite mense waarna die volk opgesien het, en dan kom Johannes, en hy praat van dieselfde dinge, maar hy is nie 'n priester nie. Dit tas nou op 'n manier hierdie priesters se gesag aan. En so wil hulle nie regtig geïdentifiseer het met Johannes nie. Nou, omdat hulle nie Jesus se vraag kon beantwoord nie, omdat hulle gesê het, ek weet nie, op sy vraag oor Johannes se doop, begin hy om 'n gelykenis te vertel. Soos wat dit nou maar sy gebruik was, het hy in metafore gepraat, het hy voorstellings gemaak vir wat hy vir hulle wil sê. Nou, in die gelykenis verwys die eerste seun na die tollenaars, die prostituie, sondaars oor die algemeen. Hierdie seun word deur die pa dan gevra, gaan werk in die wingerd. En hy sê dan net reguit nee. Hy kry nou nie lus daarvoor nie, dis nie iets wat hy wil doen nie. Maar nadat hy dit vir sy pa gesê het, kry hy op 'n manier spyt, hy voel sleg, en dan besluit hy wel om in die wingerd te gaan werk. Nou die Griekse woord
metalegethys word hier gebruik. Dit beteken letterlik om 'n verandering in jou gemoed te hê. Hy het omgedraai in sy gemoed. Eers was hy negatief, hy wou nie gaan werk het in die wingerd nie, hy wou nie gedoen het wat sy pa van hom gevra het nie. En dan op die ou end gaan doen hy dit. Hy het 'n omswaai in sy gemoed gehad. Hy het verander. Hierdie seun verteenwoordig sondaars, mense wat aanvanklik iets verkeerd doen, nie leef volgens die wil van God nie, en dan later spyt kry, en dan wel leef volgens die wet van God. Nou die seun wat spyt kry, het spyt gekry, omdat Johannes die Doper se rol in die gemeenskap van so aard was, dat hy God se woord verkondig het, God se wil verkondig het, en die sondaars het dit gehoor, en hulle het omgedraai, hulle het tot bekering gekom, hulle het hulle gemoedere verander. Nou die ander seun waarvan nog gepraat word, is hierdie seun wat aanvanklik instem. Hy stem in en sê, nee goed, ek sal in die wingerd gaan werk, maar op die ou en doen hy dit dan nie. Dan werk hy nie in die wingerd nie. Nou, hierdie seun verteenwoordig die skynheilige godsdienstige leiers, hierdie priesterhoofde, hierdie Joodse leiers, wat sê dat ons is God se mense, ons glo in God, ons leef volgens sy wil, maar dan as iemand soos Johannes die Doper verskyn aan hulle en hulle verkondig wat God se wil is, God se liefde met hulle deel, hulle doop, dan wil hulle nie glo nie. Dan het hulle nie geloof in hierdie woord van God nie. Omdat hulle die elite is, hulle is die belangrike mense, wil hulle nie luister na sommer net enige iemand nie. Al is dit die woord van God. Nou, hierdie seun is die seun wat verkeerd gemaak het. Hy is die skynheilige seun, hy is die seun wat valse beloftes gemaak het aan sy vader en gesê het, goed, ek sal in die wingerd gaan werk, maar dan op die ou end dit nie doen nie. Hierdie seun is die priesterhoofde waarmee Jesus hierdie twisgesprek gehad het. Nou, na Jesus die gelykenis vertel, dan vra hy vir die priesterhoofde self, watter een van die seuns was reg? Die eerste een wat nee gesê het, maar spyt gekry het en dan tog die werk gaan doen het? Of die ander seun wat gesê het, hy sal die werk doen, maar op die ou end nie die werk gaan doen het nie. En sonder om dit te weet, omdat hulle nie eintlik verstaan wat Jesus sê nie, sê hulle, die eerste seun was reg. En so spreek hulle oordeel oor hulle self uit, omdat hulle nie weet dat hierdie tweede groepering, hierdie seun wat gesê het hy sal iets doen en dan nie iets doen nie, eintlik 'n voorstelling is vir hulle. Omdat hulle nie vir Johannes geglo het nie. Omdat hulle nie die woord van God wat deur Johannes gekom het, geglo het nie. Terloops, hulle het ook nie eintlik besef dat Johannes, wanneer hy die woord verkondig het en mense tot bekering gebring het, regtig so belangrik was nie. En dan op die ou end, as hulle gesien het dat mense tot bekering kom, dat mense gedoop word, dat mense God se wil begin uitleef, mense wat voorheen sondaars was, dan het hulle ook nie in elk geval belang gestel in Johannes die Doper nie. En so besef hulle nou in hierdie twisgesprek nie regtig wat aangaan nie. Hulle besef nie dat Jesus eintlik vir hulle sê dat hulle verkeerd is nie. Nou, Jesus spreek eintlik 'n belangrike kwessie hier aan. Iets wat hy alreeds in Matteus 7 vers 21 aangespreek het. En dis wanneer hy vir die Joodse geleerdes gesê het, julle eer God met julle lippe, maar julle harte is ver van God af. Hy sê vir hulle, dat hulle dink hulle is iets, maar hulle is dit nie eintlik nie. Hulle dink dat hulle hierdie mense van God is, wat leef volgens God se wil. Maar eintlik het God se wil vir hulle tipe tradisies geraak. Dinge wat hulle maar uitleef in hulle alledaagse lewe, maar hulle harte is ver van God af. Hulle is geneig om met hulle monde te sê dat hulle glo in God, hulle is kinders van God, maar hoe hulle leef getuig nie daarvan nie. Want hulle leef volgens hierdie klassesisteem waar hulle as die elite bo almal anders is en hulle meng nie met mense onder hulle nie. En dit is mos nou nie 'n getuienis van die liefde van God nie. Jesus spreek hierdie kwessie aan, want hy wil vir mense sê, vir ons as gelowiges vandag sê, goed,
julle lewer getuienis met julle monde, julle sê julle glo in my, julle doen nie geloofsbelijdenis, maar let daarop dat julle lewens ook 'n getuienis moet wees, dat julle op 'n sekere manier moet leef. As jy sê God is liefde, dan kan jy nie liefdeloos leef nie. En dis wat Jesus dan nou in hierdie geval wil aanspreek. Hy sê om te praat en te getuig van hoe lief mens vir God is. Dis een ding. Maar om daardie woorde lewend te maak in 'n mens se lewe is 'n heel ander saak. Nou, dis 'n probleem wat voorgekom het in daardie tyd met die Joodse geleerdes in hulle klassesisteem, maar is ook 'n probleem wat vandag nog voorkom. Ons as gelowiges loop die gevaar dat wanneer ons vreeslik uitgesproke raak oor dit wat ons glo, oor dit wat dit beteken om 'n Christen te wees, dat ons dalk as skynheilige sal voorkom. Want ons praat maklik. Ons sê maklik vir mense wat dit beteken om gelowig te wees. Maar dis baie moeiliker om daardie woorde lewend te maak, om die woord by die daad te plaas. Dis wat Jesus van ons verwag, om die daad by die woord te plaas. Ons praat maklik, maar is doodgewoon net nie so eenvoudig om te leef wat ons sê nie. Nou is eintlik snaaks, want as kinders van God word daar nooit van ons verwag om perfek te wees nie. Ons maak baie gereeld foute. Ons is sondige mense, en as ons nie sondige mense was nie, het ons nie 'n redder nodig gehad nie. Dus kan ons vir mekaar nou vanoggend eerlik sê, ons doen dinge verkeerd. Baie keer leef ons nie uit God se liefde uit nie, en tree ons nie daar op as mense wat vir God ken nie. Maar dis een ding. 'n ander ding is, wanneer ons voorhou dat ons perfek is, dat ons kinders van God is, met ons woorde. Ons hoef nie dit te doen nie. Ons hoef nie mense te oortuig van wie ons is en wat ons glo met ons woorde nie. Dis 'n bysaak. Dis 'n sekondêre aksie. Ons lewens moet eers getuig. Ons maak gereeld foute en ons is nie perfek nie, en al probeer ons bes, sal ons nie perfek wees nie. Maar genadiglik glo ons aan 'n God wat ons vergewe vir ons sondes. Maar waarvoor ons wel versigtig moet wees is om verskriklik uitgesproke te wees. Want baie keer preek ons en vertel ons oor dit wat dit is om 'n Christen te wees. En dan vergeet ons dat ons Christelik moet leef. Ons lewe in 'n tyd waar woorde nie baie beteken nie. Waar daar verskriklik baie gepraat word en min gedoen word. Ons woon byvoorbeeld in 'n land waar elke tweede politieke party vir ons sê dat hulle gaan hierdie wonderlike ding doen en hulle gaan daai en die oprig en hulle gaan die land beter maak, en dan op die ou end van die dag gebeur dit nie. En ons as mense het ons ook nou vandag baie forums waarop ons stemme laat kan hoor. Ons het die internet en ons selfone. Ons lewe tussen mense waarmee ons elke dag praat. En ons het die reg om te sê wat ons wil sê. Ons grondwet sê dat ons het die vryheid van spraak. Maar dit maak dit gevaarlik. Want woorde het ongelukkig niks seggend geword. Ons het woorde begin oorskat. Nou, Jesus het nie tussen mense gekom leef om vir hulle te wys hoe Christene moet praat nie. Jesus het tussen ons kom leef sodat hy vir ons kan wys hoe Christelike mense moet leef. Hoe kinders van God moet leef. Terloops die paar kere wanneer Jesus praat oor hoe dat ons met God moet praat, sê hy vir ons moet dit nie in die publiek gaan doen, daar waar mense ons kan sien, sodat ons hulle probeer oortuig dat ons gelowige mense is nie. Hy sê ons moet in ons binnekamer stil word voor God. Ons verhouding met God en ons woorde vir God is tussen jy as individu en God. Dit is nie daar om vir mense te wys dat jy glo in 'n God van liefde nie. Jou woorde moet min wees, maar jou dade moet baie wees. Nou hierdie teksgedeelte vermaan ons nie om glad nie te praat oor ons God nie. En dit vermaan ons ook nie dat ons glad nie moet praat oor dit wat ons glo, dit waarvoor ons opstaan en dit wat ons geloof behels nie. Hierdie teksgedeelte vermaan ons bloot dat
ons woorde sinvol kan wees, net as ons dade ook, saam met ons woorde, iets weerspieël van wie God is, en wat ons glo. Woorde is nie nutteloos nie, maar woorde word nutteloos, as dit nie gepaard gaan met dade van liefde nie. Nou, my laaste opmerking, en dit waarmee ek wil afsluit, is iets wat die kerkvader Augustinus gesê het. Hierdie kerkvader wat nog 'n blywende effek het op die manier wat ons kerk hou vandag, gereformeerd, en hy het ongelooflike dinge gesê, en een van die belangrikste dinge wat hy gesê het, of die dinge wat die maklikste onthou word en meeste aangehaal word, is die volgende: verkondig die evangelie, indien nodig, gebruik woorde. Verkondig die evangelie, en indien nodig, gebruik selfs woorde. Ons as koninkrykskinders, waar ons nou in koninkrykstydperk is, het die verantwoordelikheid om die evangelie te verkondig. En wanneer ons dit verkondig, doen ons dit met ons lewens. Die manier waarop ons optree met mekaar, mense buite ons kerk, ons kollegas, ons vriende, ons familie. En dan sekondêr, wanneer ons die evangelie verkondig, doen ons dit nadat ons opgetree het uit liefde uit. En dan doen ons dit met ons woorde. Eers ons dade, en dan ons woorde. Amen.